Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. He's alive. Amen. Gemeente, dit is die beste dag gewees van ons lewens, die dag toe hy opgestaan het. 'n Dag van oorwinning, 'n dag van vreugde. So kom ons sing saam in daardie vreugde en gee hom die glorie wat hom toekom. Amen. Kom ons staan, gemeente. Bergen, diepe dalen, stormwinden, is die talen wat lees, daar moet een God wees. Wolle waters, door de duinen, laten bloemen in de stenen, wat schreeuwt, daar moet een God wees. Stoltes, deur die klowe, bring 'n boodskap wat beloof, daar's meer, daar moet 'n God wees. Ja, daar moet harde stemme, donker wolke, roep die nasies, alle volke, 'n kreet, daar moet 'n God wees.
Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty grave, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. You never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, I'll never be the same. Yeah. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. And this joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, I'll never be the same. Pick me up. Picked me up and you turned me around and you placed my feet on solid ground. Hallelujah. Hallelujah. ¿Cómo estamos, gente? You picked me up and you turned me around and you placed my feet on solid ground. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. One more time. Pick me up. You picked me up and you turned me around and you placed my feet on solid ground. Hallelujah. Hallelujah. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Let's thank Him. Let's thank Him. I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can't keep them moving. You ain't welcome here. From now till I walk. Now till I walk the streets of gold, I'll sing of
Jesus. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Let's lift his name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Ja, Jesus, ons lig u naam op. Hoog bo alles is u naam. Here, en ons lees in die woord dat you inhabit the praises of your people. Here, so ons wil u net oplig. Hoor maak in ons harte, want u is reeds die hoogste. Dankie, Jesus. I sing praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. Honor to your name. Honor to your name. The name that's so much greater than all names. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Let's sing it again. Be lifted up. Be lifted up, Jesus. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. We sing praises. We sing praises.
Praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. We give you honor, all honor to your name. Honor to your name. The name that's so much greater than all names. Oh, let's lift him up. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Oh, King Jesus, be lifted. Be lifted up. Oh, yeah. Be lifted higher, King Jesus. Be lifted up. Be lifted higher. Yes, Lord. Be lifted up. Be lifted up. Be lifted up. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. But the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, yeah, surround us. This atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love.
Fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Sing, Spirit of God, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your kingdom come, your will be done, here as in overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Terwyl jou oë dalk net so gesluit is en daar waar jy staan, ons is in so 'n wonderlike tyd waar ons weet dat die Gees van God nie terughou word nie en dat hy ons die Gees sonder mate gegee het om te kan lewe, om te kan dien en bovenal om hom te ken. En ek wil jou vra vanaand dat jy moet bewus wees dat ons in hierdie tyd ingaan, dat ons nie wag op die Here nie, maar dat hy reeds hier is. Dat elke keer as ons sê wag op die Here, beteken dit, dis simbolies hier diep in jou eie wese om te sê, Here, ek wil weer lewendig word in U. Ek wil weer opstaan in U. Ek wil weer lewe in U. Ek wil weer, want U lewe. En ek wonder vanaand, as jy, soos wat jy net daar staan, wil jy nie net dalk op jou manier, op jou gebed, dalk net 'n paar gebede uiter. Wil jy nie vir die Here sê wat jou verwagting is in hierdie tyd nie? Wil jy nie vir hom vra jou besorgdhede? Wil jy dit nie aan hom bekend maak nie? Want die skrif is so duidelik, 40 dae terug het hierdie gordyn het hy geskeur wat so uithou, wat jou terughou het, wat hom terughou het. En vanaand staan jy in die absolute vrymoedigheid voor 'n lewende God, of jy dit wil erken of nie, dat jy voor hom kan staan en nie dood neerval nie, dat sy heiligheid jy ervaar, maar dit jou nie verteer nie, maar dit jou tog kan verander. En is in oomblikke soos hierdie wat hy aan jou verskyn, want hy is God in Christus Jesus, in geloof wat jy vanaand aan hom kan bely en sê, ek glo aan die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy het gesterwe en hy het ter helle neergedaal, hy het opgestaan op die 3de dag. Hy het verskyn aan menigte op aarde, wat hulle verbaas gestaan het, hulle oë op hom gerig het, hulle hande en hulle vingers in sy wonde gesteek het en gesien het, dit is waarlik hy, dat hy opgestaan het, en dat hy vertoef het hier op aarde vir 40 dae. En hy het 'n beveel en hy het 'n paar mense mee gepraat, hy het met sy disippels ontmoet en hy het hulle bevele gegee om te wag. En voor hulle oë het hy opgevaar na die hemele toe in 'n wolk. In 'n wolk het hy opgevaar na die hemele en daar het hy verdwyn in die lig. Die disippels was so verbaas, verwonderd, maar ook bevrees van hoe hulle nou hierdie lewe gaan lewe sonder hulle beste vriend en redder. En miskien staan jy vanaand en jy kyk op en sê, ek wonder, hoe gaan ek dit maak, hoe gaan ek dit doen?
dat hy vanaand vir jou sê, ek sal jou regop hou, ek sal jou staande hou, ek sal jou oë gerig hou op my. En ek bid dit vanaand vir jou, wil jy nie in hierdie oomblik van geloof skep en die waarheid hoor, dat hierdie God vir jou is, en dat hy hierdie gordyn ooptrek, wat wel geskeur het en sê, kom in, kom in, kom in. Ek wil by jou wees. Dis nie so seer, jy wil by my wees nie, ek wil by jou wees. Ek wil jou vertel van wie ek is, ek wil jou vertel van die wonder en die majesteit en die absolute en die soewereinheid van wie ek is. Kom sit op my skoot, hy nooi jou vir party, kom sit saam met my, kom sit by my. Wil jy nie net vir 'n oomblik jou eie woorde uiter oor hierdie wonderlike aand, oor hierdie dag, miskien het jy dit nog nie so geïnternaliseer nie, maar in hierdie oomblik kan hy met jou ontmoet, hy kan met jou praat, hy kan jou in 'n oomblik, kan hy jou wysheid gee, in 'n oomblik kan hy jou openbaring gee, in 'n oomblik soos nou, wat hy by jou staan. Hy's nie meer daar ver nie, hy's nie in die hemele nie, hy is nie weggesteek nie, hy wandel hier tussen die paadjies. Hy kyk na die nagmaal en die brood en sê, wat 'n wonderlike simboliek wat julle nou gaan gebruik om my liggaam te eet en my bloed te drink en julle so te herinner aan wie ek is. Hy is hier. Hy is hier en miskien voel jy niks nie, maar hy is hier. Hy is hier en hy maak jou oë oop vanaand. Hy verlig jou, hy bekragtig jou, hy vul jou op maniere dat jy net verbaas kan staan. Here, of weet jy wat, wil jy nie sê, Here, hier in jou binneste, Here, en enigiets wat volg op jou lippe nou, Here, ek verwag U, Here, ek soek U, Here, ek het U nodig, Here, ek wag op U, Here, ek het U Gees so nodig, Here, ek het U nodig in my werk, ek het U nodig in my lewe, Here, Redder, Jesus Christus, die een wat opgestaan het en nou hier is, ons vier dit, dat hy het opgevaar, maar hy is ook nou hier in die vorm van Heilige Gees, in die vorm van God, drie eenheid. Hy praat nou met jou, hy lig jou, hy inspireer jou, hy bekragtig jou. Wil jy nie net die woorde Jesus oor jou lippe uiter nie, want hy sê daar's geen ander naam as Jesus nie, voor wie elke vyand sal buig en elke siekte sal buig. Wil jy nie net sy naam oor jou lippe fluister, die naam van Jesus, die een wat opgestaan het en opgevaar het en nou by die Vader is en sit aan die regterhand van God. En hy kyk hoe die vyande 'n voetstoel is vir sy voete. Halleluja, dankie Here, in Jesus naam. In Jesus naam, soos wat jy jou sitplek vat op die oomblik, herinner jouself van die woorde wat Jesus gesê het, ek beveel julle om te gaan wag vir 'n rukkie, om te gaan wag daar in Jerusalem, dat dit is 'n wonderlike ding, dat jy my sien weggaan nie. Mense vanaand kort, ek wens julle kan my notas sien, maar ek wil met jou 'n gedagte deel net vinnig, die week wat ek voorberei, en vanmiddag, weet, en alles is so oorweldigend vir my. Hier's vier woorde wat ek jou net wil sê vanaand, waaroor ons gaan praat, miskien vanaand en die res van die tyd. Ek dink die ander 3 woorde is vanselfsprekend, waaroor ons altyd praat in hierdie gemeente, maar met betrekking tot Hemelvaart vandag, wat 'n wonderlike dag is, wil ek met jou praat oor 4 woorde wat sê, sit, staan, loop en hardloop. Sit, staan, loop en hardloop. En ek wil met jou dit deel, want die Here praat met my in hierdie 4 woorde die afgelope tyd met betrekking tot Hemelvaart, en dis ook in hierdie orde, dis in hierdie orde van sit, staan, loop
en hardloop. Daar is 'n orde. Ek glo daar's 'n orde van God af en hy praat met ons en sê partykeer kry jong mense en selfs ouer mense 'n visie van God of hulle kom tot bekering en hulle is vuur en vlam vir die Here en hulle wil net begin hardloop. Hulle het 'n visie van God en hulle is 'n massive ding. Maar as jy nie kan leer om eers letterlik te sit voordat jy staan en voordat jy hardloop nie, het ek al vele mense gesien in my lewe wat se lewe totaal en al vernietig word. En jy moet baie mooi luister tussen die lyne vanaand, want die Here en sy Gees gaan met jou praat vanaand. Hy gaan jou help vanaand wat ek nie in woorde kan sit nie. Maar daar's 'n orde. Jy moet kan sit, maar jy moet kan staan, jy moet kan loop en jy moet kan hardloop. En baie mense wil begin hardloop voordat hulle loop. Baie mense wil begin staan voordat hulle sit. En ek wil jou vanaand, wil ek jou uitnooi na wat Jesus ons vooruitgenooi het en gesê, sit eers, kom sit eers saam met my. Kom sit saam met my. Daar's 'n orde. En hy wil hê dat jy vanaand nie al jou planne en al jou laste en al jou pressures en alles wat jy moet doen op jouself moet las nie. Maar hy sê kom sit net eers by my. Toe ek dink aan Jesus en hierdie boodskap, dan dink ek toe Jesus gekruisig is en toe hy daar aan die kruis hang en hierdie woorde uiter en sê Eli Eli lama sabachthani. En die woorde daarna toe hy sy gees uitblaas en sê dit is voldoen, dit is klaar, die werk is gedoen. Dink ek aan hierdie woorde, ek lees dit in die Bybel elke keer nadat Jesus opgestaan het, lees ek die woorde en Jesus sit in hemelse plekke. Hy sit in hemelse plekke. Jesus sit op hemelse plekke, en dan sê hy daar in Psalm 110, dan sê hy sit in hemelse plekke langs God, hy het sy plek ingeneem, en hy wag dat die vyande 'n voetstoel vir sy voete gemaak kan word. Mense, Efesiërs 1 vers 19, ek lees hom net gou vir jou, en hy sê ons bid en ons vra, dat ons sal ontvang die uitnemende grootheid van sy krag vir ons wat glo. Ek weet nie wat glo jy nie. Jy kan ook glo dat jy moet miserable wees en dat jy nie moet lewe hê deur die dag nie, maar ek glo dat sy uitnemende grootheid in my werk, na die werking van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode uit opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid, mag, krag en heerskappy. En ons sien hoe Jesus daar sit in hemelse plekke. Jy weet, ek kan vanaand op 2 plekke wees. Ek is vanaand letterlik op 2 plekke. Ek sit in die Gees, ek sit saam met hom in Christus, maar ek staan ook hier voor jou. En mense, as jy tussen die lyne kan lees vanaand, wat jou lewe totaal en al kan verander, is om, terwyl jy staan, ook sittend kan wees in hemelse plekke saam met Christus. Want Efesiërs 2 vers 6 sê ook vir ons, dat ons is uit genade, is ons gered, en dit nie uit verdienste nie, maar hy het jou 'n plek gegee saam met hom, dat jy kan sit saam met hom in hemelse plekke. Ja mense, as jy dit kan verstaan, as jy in hierdie rus in kan gaan, hy nooi jou uit. Dit is, ons hoor in hierdie 10 dae, hy het vir hulle gesê, ons moet gaan wag in Jerusalem. Ons moet gaan rus 'n bietjie. Ons moet letterlik, alles is so verward en alles is so deurmekaar, maar eintlik sê hy nooi jou uit om te sê, voordat jy gaan hardloop, dan nooi jou uit om te kom rus in my. Kom neem jou plek in. As jy jou posisie in Christus verstaan, dan sal jy jou kondisie kan verander. As jy jou posisie in Christus kan verstaan om te sê, ek sit saam met hom in hemelse plekke, dan sal jy jou omstandighede kan verander. Mense, dis die grootste ding, en ek gaan net hier afsluit, en ek het bladsye en bladsye vol, maar ek voel,
Ek gaan jou verveel vanaand. Hier is die boodskap. God nooi jou uit. Die grootste, belangrikste ding in hierdie lewe is nie hoe hard jy kan werk en hoeveel gaan jy perform nie. Dit is hoe stil jy kan word in jou lewe. Hoe stil kan jy sit in jou kamer wanneer jy jou deur toemaak en by sy voete kom sit. Wanneer jy die deur sluit en sê, Here, ek wil nou by U kom sit. Ek wil letterlik by U wees. Ek wil sit by U in U rus. Wanneer ek die vyand sien en hy word 'n voetstoel vir my voete. Mense, baie mense wil oorlog gaan voer. Hulle wil geestelike oorlog en daar's niks daarmee fout nie. Maar kan ek jou 'n tip leer? In plaas van om op die duiwel te skree en vir hom name te noem en sleg te sê en wapenrustings aan te trek, wees net stil. Miskien kan ek jou hierdie illustrasie gee. Daar's 'n orde en ek wil nou nie my naam ruk hier voor nie. Ek het nou gedink ek moet een van die tieners gebruik, maar ek het dit nou nie voorberei vir hulle nie. En my seun gaan my definitief nie help met die illustrasie nie, maar jy weet, wanneer ons gebore is, check net gou, as jy nie kan sien nie, ek hoop nou net nie hier's gate in my broek en so nie, maar as jy dit kan sien, jy sien, wanneer jy gebore is, neem jy neem hierdie sitplek in, jy neem hierdie posisie in. Kan jy dit sien? As jy nie kan sien nie, ek net my boude daai kant toe draai. As jy dit nie kan sien nie, jy weet, jy's so gebore, jy's 'n baba. Jy moet dit sien vanaand. Jy's gebore as 'n baba. Jy het God miskien leer ken en jy het beweging en jy weet nie in watter rigting om te beweeg nie en jy voel jy het spiere maar dit het nog nie ontwikkel nie en ek kan skop en ek kan koei en ek kan dinge doen en dan kom jy by kerke uit en jy kom by geestelike mense uit, dan sê hulle vir jou, staan. Hier is 'n les, jy moet hom leer, jy moet hom sien. Want baie keer dan sê ons moet maar voordat ek kan staan, moet ek kan sit soos 'n baba sit. Kan jy sien hoe gaan jy jouself soms vooruit? Soms so wil ons daar wees en God sê vir jou, jy sê jy nou net tot bekering gekom, rus in my, kom sit in my, kom wees by my. En voordat jy kan sit, kan jy dan staan en die skrif sê ons hierdie woorde, jy moet sit en dan sê jy moet staande bly, jy moet staan teen die vyand, daar's soveel woorde, jy moet staan vir wat reg is, jy moet staan, vas staan, jy moet geanker word en dan sê, jy moet loop in geloof, jy moet loop en jy moet wandel, jy moet nie loop soos die heidene wandel nie. Dan sê hy op 'n stadium, nou moet jy begin hardloop, maar baie kerke, amper soos die kerk, sê hulle, jy moet hardloop, wees 'n bestormer van die kerk, maar jy het vergeet om net eers te rus, jy het net vergeet om bietjie kans te vat en te rus. Die priesters in die Ou Testament, hulle moes werk, hulle moes elke dag werk, hulle moes ingaan, hulle moes die kers aan die brandsteek, hulle moes die offers gebring het, hulle moes die wasbakke was, hulle moes die heeltyd die bloed gesprinkel het, hulle moes die heeltyd gewerk het, en dan op 'n stadium dan lees ons dat die hoofpriester het eens en vir altyd het op die mercy seat, het op die verbondsark, het hy die bloed kom stort eens en vir altyd. En toe, wat gebeur, ons lees dit nie, maar hy sê eintlik het hy in die allerheiligste, het hy 'n stoel kom sit. Dat die priester nooit weer hoef te staan nie. Met 'n stoel in die allerheiligste kom sit. Weet jy wat simboliseer 'n stoel? 'n Stoel sê in die ou tyd en toe mense nog met hulle hande gewerk het en gesê, ek is nou so moeg geraak, ek het klaar gewerk. En wanneer jy jou sitplek inneem, is dit, ek het nou alles voltooi, ek het alles gedoen wat ek kon doen. Dit is volbring. En hy
word opgevaar na die hemel en hy sit in die regterhand, hy sit in die stoel. Hy sit. En hy kyk en hy wag totdat die vyande 'n voetstoel vir sy voete is. Klink so 'n bietjie ongeskik nie, dit klink soos ek by my huis. Dit klink soos ek oor hier so optrek, hy stoel nader. Daar's nog maar niks lekkerder as so sit nie, nê. Daar's niks lekkerder as niks kan my nou kwaad maak hier nie. Ek sit, is lekker om te sit. Trek die stoel, sit jou voete op. Jesus sê hy sit so, niks bekommer hom nie, niks pla hom nie. Niks worry hom nou nie. Niks oproepe irriteer hom nou nie. Ek sit. Rian, maak ek sit. Maar daar's 'n verskil tussen sit en weet, nê. As jy jou identiteit in Christus ken, as jy jou identiteit in hom ken, jy weet ek sit in hom, Efesiërs 2 vers 6, Efesiërs 2 vers 6, Efesiërs 2 vers 6, ek sit saam met hom in hemelse plekke, is eintlik die vertaling, ek sit op sy skoot. Ek sit op sy skoot en sê, wanneer laas het jy kom sit en kom rus net in hom, ons werk so hard, ons is in hierdie turmoil en eers het jy al hard gewerk in 'n dag en net so by the way, hulle sê mense wat worry vir 8 ure, ek weet nie hoekom is dit die navorsing, maar mense wat worry vir 8 ure is soortgelyk aan mense wat vir 40 ure harde arbeid gedoen het. Mense wat worry vir 8 ure, wat nie kan sit nie en jy sê ek wil hardloop, ek wil loop, ek moet dinge gedoen kry. Die mense en God nooi ons uit en sê kom sit in die hemelse plekke saam met my, kom rus saam met my, maak die deur toe. En hy besprinkel die verbondsark en hy sê ek bring 'n stoel vir jou. Ek bring 'n stoel vir jou in die allerheiligste in. Ek sit 'n stoel, maar sê, daar's nooit 'n stoel in die allerheiligste, daar's nooit 'n stoel in die tabernakel gewees nie. Jesus kom en hy kom sit 'n stoel. Sê die priester hoef nooit weer te werk nie, hy kan nou kom sit. En hy noem my hoëpriester, hy noem my priesterlike eiendom, ek kan kom sit. En mense in hierdie tyd van sit, nooi jy uit om te leer ken, om te vra, om te soek. Moenie die tyd wat die Here sê, jy's nou baba en jy ontwikkel en jy kry spiere en jy koei en jy as my Here, ek het tyd om te staan, ek het tyd om te loop, ek gaan tyd hê om te hardloop. Ja mense, ek nooi jou uit vanaand, God nooi jou uit vanaand om te sê, ek is hier en ek wil jou rus gee, ek wil jou versterk gee, ek wil jou versterking gee, maar jy moet kom sit in my, jy moet kom sit by my, jy sien party mense sit, maar hulle sit op verkeerde stoel, hulle sit op 'n wêreldse stoel en hulle sit, maar die moegheid gaan nooit weg nie. Het jy al so hard gewerk in jou dag, in jou lewe, jy het so hard gewerk, fisies, en jy kom by die huis, en daar's 'n stoel, en ek weet nie of jy dit al ervaar nie, niemand van julle is pastoor, jy sal nie weet waarvan praat ek nie, en jy is so moeg, en jy het gestaan die hele dag, en jy het dalk oor die sakke gedra, en jy het jou deel gedoen, mense, ek voel dit net saam met my, dat hy sê, soms gaan sit jy op die stoel, en ek kan onthou, elke keer as ek gaan sit, is asof hierdie moegheid gaan so in hierdie stoel in, en hierdie gewig is nie meer op my bene nie, geestelik, hierdie gewig is nie meer op my bene nie, ek kry asem, ek het vernuwing, ek voel ek kan 'n bietjie langer hier bly, dis lekker hier. Ja mense, ek kan nie vir jou beter boodskap gee op hemelvaart nie. Ons almal sê ja, ons moet wag, ons moet roep, ons moet wag vir die Heilige Gees, maar hy sê wag net 'n bietjie en kyk wat het gebeur geestelik in die realm. Gaan kyk wat het gebeur. Ek het opgevaar en die woord is daar vir ons in die Bybel en sê ek het opgevaar na die hemel en ek sit aan die regterhand van my. Gaan kyk hoeveel versies daar is in die Bybel. Nadat ek my bloed vergiet het en
ek het alles gedoen wat ek kan. Sit ek nou in hemelse plekke saam met die Vader, dan sê hy, ek doen voorspraak vir jou. Een van die goed wat hy daar doen. Om te sit beteken heerskappy en gesag. En ek sit in hom met gesag en heerskappy. Ek sit in hom, en dan kom Matteus, en dan sê hy, Matteus 11 vers 29, en sê, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, en ek sal jou rus gee, ek sal jou rus gee. Maar jy moet by my kom sit, en dan hoor ons hierdie woorde, wat eintlik dit beteken is, hy sê, you will feel at ease, and you will be refreshed, and you will be relieved. Mense, as ons nie hierdie goed gaan hoor nie, dan gaan ons van hier af môre weer net hardloop, en ons gaan hardloop, en ons hardloop, en ons hardloop, en ons eindig so moeg. Hier is die boodskap vanaand, hy sê, kom, ek het die gordyn laat skeer, ek wil hê jy moet jou geestelike oë oopmaak, ek nooi jou, maak nie saak hoe ver is jy van die Here af, hoe naby is jy van die Here, dat ek jou nooi om saam met my te kom sit. Want as jy sit, dan kry jy nuwe krag. Jy kan nie staan voordat jy nie sit nie. Dink aan die illustrasie, die stupid illustrasie van die baba. 'n Baba wat nie hy sê vir hom staan. Hy kan nie. Nee, nou sit eers. Respekteer die tyd waarin jy is. Maar jy het 'n tydsgeleef waarin jy is nou, en jy moet dit gaan embrace, moet dit nie nalaat nie. Waar is jou tyd, en wat se tyd is jy? Jy's van julle wat al moet hardloop, maar jy dink jy lê nog, en sê, jy is wel lekker om te lê. Jy's net lui, jy's lui. Alright. Jy's van ons wat al moes beweeg, maar jy's van ons wat sê, Jesus, hoor hierso, vat my net bietjie weer terug, vat my terug. Ons gaan nagmaal gebruik, mense, en ek gaan die diens so afsluit, maar dis tussen jou en die Here vanaand. Dis tussen jou en opvaar. Wil jy opvaar? Wil jy opvaar? Wil jy wees waar hy is, sê Openbaring. Ek wil wees daar waar hy is. Ek wil opvaar. Jy kan opvaar in hom in jou gees. Terwyl ek staan, sit ek. Weet jy hoe lieg die duiwel vir jou? Die mense wat nie weet, wat is hulle potensiaal in Christus nie, of hulle identiteit in Christus nie. Ek het eendag, net vinnige storie, een van my eerste boodskappe in 'n groot kerk, ek preek, en jy sien, regs voor sit die iemand, weet, en ek het seker 10 minute in die preek, staan hy op en hy loop uit. Yes, en ek is so, die ou hou nie van my nie, ek het sleg gepreek, weet ek, al hierdie gedagtes wat in my inkom, weet, want ek het nog nie geleer om te sit nie, ek wou net hardloop. En ek is deur hierdie preek worstel ek, en ek dink, hoor jy, so jy gaan nog mense opstaan. Dat ek wel na die tyd hoor, is dat, hoor jy so, die persoon het 'n boodskap laat los, en sê, hoor jy so, hy het die boodskap so geniet, hy was so spyt om te gaan. En hy wil net sê, hoe lief hy my is, en sê, so braaf ek is vir die eerste keer. Kan jy hoor hoe duiwel lieg vir jou? As jy nie in die kapasiteit en potensiaal en identiteit van Christus is nie, hy lieg vir jou, en jy glo dit, en jy begin op 'n ander stoel te sit. Mense, ek nooi jou uit vanaand, dis 'n wonderlike, die mooiste nagmaaltafel, wat dit 'n weeksaand is, ons wil dit nie vir jou uitrek nie, maar ons wil hierdie oomblik uitrek, dat ons nagmaal gaan hou, en ek gaan vra dat, ek dink daar's 'n lied wat ons gaan speel, come to the table, en die lied is so plus minus 4 minute lank, en ek wil jou vra, dat jy, as jy saam met iemand hier is, wil jy nie namens daardie persoon het, daar's 'n hele snybrood, het ons hulle toe in die helfte gesny, daar's 'n hele snybrood, vat 'n hele snybrood, ons gaan lank nagmaal hou vanaand, vat vir jou 'n bietjie wyn, maar ek wil hê jy moet daai broodjie vat, en dalk deel met iemand, of vat hom jouself, maar jy weet, die Jode, as hulle nagmaal hou, dan vat hulle 'n stuk brood, dan kou hulle hom letterlik 39 keer
om te dink aan hoeveel kere wat Jesus geslaan was met die kats. En elke keer as hy kou, dan dink hy aan die grootheid van God en hy mediteer daarop. Wil jy nie vanaand kou en wil jy nie herkou nie? Wil jy nie iets by jou opbring en sê, Here, ek weet ek het vuil klere aan. Ek wil eers gaan bad voordat ek op die skoot gaan sit. Is dit ons God? Is dit ons God wat sê, trek eers skoon klere af voordat jy inkom? No ways. Kom met jou vuil klere, kom sit by hom. En soos jy sit by hom, is dit net amazing hoe God werk, dat selfs jou klere word so wit, so skarlaken. Dankie, is iemand wat by is. Is net so amazing hoe die aanraking raak en as ek by hom is en ek voel so ver, ek voel so vuil, ek voel so oneg. Mense kan nie vir jou dieper klem lê. Jy gaan hierdie reis hardloop. Jy gaan teen hierdie gebou opklim en jy gaan bo uitkom en jy gaan agterkom ek het teen verkeerde gebou opgeklim. Jy gaan hardloop en jy gaan moeg raak. Jy het gebid word en as jy nie terugkom na hierdie beginsel toe en sê ek moet sit, ek moet rus in hom, ek moet my identiteit in hom vind en dis al wat my weerhou van 'n lewe wat jou aanval. Ek gaan jou vra dat jy 'n nagmaal, ons gaan daarna, as jy saam met mense is, ek wou die boodskap vanaand genoem het, take your seat. Vat jou sitplek. Ek wil hê as jy nagmaal vanaand gebruik, sit en vat die nagmaal. Jy kan nie sit tot wie weet wat die tyd. Ander mense sluit die deure vanaand, nie ek nie. Jy kan nie sit. Maar wil jy nie hierdie lied like, come to the table. Eers jy alleen, breek die stuk brood saam met iemand as jy voel, as jy hier is en ons kan saam bid, maar eers ek en my God. Vat 'n stuk brood, vat stukkie vir stukkie, kou hom, eet hom. Elke keer as ons dit doen, dan is ons bewus van wie U is. Mense, hier's reëse hier onder ons, geestelike ontwaking wat kan gebeur vanaand. Ek hoef nie op jou te skree nie, dis die gees van God wat dit in stilte vir jou wakker maak en openbaring vir jou gee. Van hoe hierdie diepe aanraking, weet jy, dat hy vir alles in hierdie aarde gesê het hy gesê, laat daar lig wees, en dis net so amazing, dan sê hy, laat daar lig wees, dis eintlik wat hy gesê het, want hy lig het nog nooit na hom toe teruggekeer, so powerful en so kragtig is sy woord, dan sê hy, laat daar visse wees, en dan, visse, dit het nog nooit teruggekeer, en hy bring, en hy hou dit in stand, en dan sê hy ook vanaand vir jou, jy sal gezond wees, jy sal geseënd, dit sal nooit na hom toe terugkeer nie. Dis hierdie God met wie ons dit doen het, en as jy hom inneem, en dat hy smelt, dat hy een word in jou met nagmaal vanaand. En dan sê hy net van die mens, hy het nie gesê oor die mens, hy het die mens gevat. Gesê, dis die enigste ding in hierdie skepping met wie ek intiem wil verkeer. Dan vat hy aan hom, hy vorm hom, hy mold hom, en van daai dag af het ons aanraking nodig. Ons het te soek na aanraking. En dan soek ons dit by verkeerde plekke. Die enigste plek is die aanraking. As ek hier sit en sê, Here, ek weet, ek is so vuil, ek weet nie of U aan my wil vat nie. Yes, dan kom my hande van God en sê, ek het jou lief, ek vergewe jou. Wil jy nie vanaand dit beleef met nagmaal nie? Hier is vuil mense, hier van die skoon mense vanaand, die yes, as hy sy arms om jou vou, smelt jou hart en hy is by jou. Kom ons luister na hierdie lied. Come to the table en knooi jou uit op jou eie tyd. Jy kan jou eie nagmaal kry. Asseblief, die diens is amper eintlik afgesluit. Ons gaan
saam bid nou maar die diens is eintlik afgesluit. Hierdie is die hoogtepunt. Dat jy na hierdie lied luister en soos jy gevoel of gelei voel, kom kry vir jou nagmaal hier in die middel, op hierdie beautiful tafel. Kom help jouself. We all start on the outside looking in. This is where grace begins. We were hungry, we were thirsty, with nothing left to give. Oh, the shape that we were in. And just when all hope seemed lost, love opened the door for us. He said, come to the table. Come join the sinners who have been redeemed. Take your place beside the Savior. Sit down and be set free. Come to the table. Come meet this motley crew of misfits, these liars and these thieves. There's no one unwelcome here. And that sin and shame that you brought with you, you can leave it at the door and let mercy draw you near. So come to the table. Come join the sinners who have been redeemed. Take your place beside the Savior. Sit down and be set free. Come to the table. Come to the table. To the thief and to the doubter, to the hero and the coward, to the prisoner and the soldier, to the young and to the older, all who hunger, all who thirst, all the last and all the first, all the paupers and the princes, all who failed, you've been forgiven, all who dream and all who suffer, all who loved and lost another, all the chained and all the free, all who follow, all who lead, anyone who's been let down, all the lost you have been found, all who've been labeled right or wrong, to everyone who hears his song. Come to the table. Come join the sinners, you have been redeemed. Take your place beside the Savior. Sit down and be set free. Whoa, sit down and be set free. Come to the table. Come to the table. Sit down and be set free. Come to the table. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside out. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood
could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. I cannot explain it, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced. And my shame hit the wayside, and my sin met the Most High. I was washed from the inside, I was washed from the inside out. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. It's only been the blood. It's only been the blood. It's only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Wil jy nie net so vir 'n oomblik terwyl die musiek so speel? Kom ons wees net so vir 'n oomblik stil. Ons is partykeer so bang om in kerke stil te wees, maar in hierdie konteks ek rus nou by U. Ek wil jou wys hoe maklik dit is. Jy kan dit in jou kar doen, op pad huis toe, om net langs die pad onder 'n boom te stop. Te herkou. Jou bloeddruk 'n bietjie af te kry. Here, U naam aan te roep. En in oomblikke wat meer is as wat ons dink soms, wat ons nie woorde het nie, dat jy net kan sit. Die wonderlikste ding van 'n man en 'n vrou is, partykeer is daar 'n diepe stilte, maar ons is nie kwaad vir mekaar nie. Daar's vrede. Maar dan is daar soms die stilte wat ongemaklik is, van verbittering of kwaad. Dat die Here sê, ek soek daai stilte saam met jou. Ek sal praat en jy kan luister.
Partykeer is ons albei stil, dat ons net mekaar se teenwoordigheid geniet en ek in jou inblaas. Jy sien, hierdie is wie Jesus is. Hy wil jou eers laat rus voordat jy staan. Hy wil jou eers energie gee voordat jy loop. Hy wil jou eers sterk maak voordat jy kan hardloop. En soms raak 'n mens bietjie onfiks. En daar's niks aan my fout om weer 'n bietjie te gaan rus nie. En stadig op te bou nie, maar moenie bly lê nie. Luister. Hak in by hom. In Jesus naam, in Jesus naam, in Jesus naam. Kan ek vra dat ons almal so op die gehoor en die gehoor net so vir 'n oomblik staan. Ons gaan die diens so afsluit. Dit is altyd so moeilik wat ek nou wil doen, want ek weet daar's mense wat nie is, wat nou nie getroud is of nie. Maar as jy eerstens hier is saam met jou man of jou vrou, wil jy nie net hulle so 'n bietjie styf vashou nie. En daar's 'n rede daarvoor as jou vrou of man nie vanaand kan wees nie, maar net eers dit, ons kom nou by die ander, maar laat die man en die vrou net so vir 'n oomblik op sy bors, dat die vrou amper die hartklop kan hoor. En sy hoor lewe, sy hoor vergifnis, sy hoor 'n man van God. Sy hoor lyding, sy hoor vervulling, sy hoor geseëndheid. Ek bid dit nou oor jou man in Jesus naam, wat so moeg is. Dat ons saam sterk is. En dat daar geen duiwel of wind tussen ons sal kom nie. Heer, ek verklaar het vanaand in Jesus naam. In Jesus naam. En dan die mense wat nou so lekker warm gekry het. Daar's iemand om jou wat nou nie so warm kry nie. Ons gaan so afsluit dat ons so 3-3-4-4 net by mekaar staan. En Brigitte gaan vir ons 'n amazing lied sing wat gaan oor Here, stuur my uit. Stuur my uit, wanneer ek klaar gerus het, stuur my uit. Want dit is wat die Here van ons verwag. Jy mag nie saam sing nie. Ek weet jy gaan versoek wees, maar jy mag nie saam sing nie, jy moet bid. En ek gaan jou vra, kom ons maak so 3-4, draai na iemand agter jy. Dalk is dit net jou teenwoordigheid. Here, bless hierdie mense. Bless hulle besighede. Bless hulle families. Bless, Here, hulle ingang en hulle uitgang. Ek wil jou hoor bid vanaand. Want die skrif sê, en hulle het eendragtig by mekaar gekom en hulle het saam gebid. Hulle het 'n verwagting gehad en Jesus het hierdie deure geloop, al was die plek gesluit. Kom ons bid saam, mense. Kom ons vra die Here dat hy jou sal bless. Spreek hierdie woorde oor uit mekaar en sê, Here, ons het U lief, Here, en saam, Here, eendragtig, Here, soek ons U gees. Ons soek U wil in ons kerk, ons soek U wil in ons families. Ons soek, Here, U krag in ons lewens, Here.
Ag, wil jy nie net 'n bietjie harder begin bid, dat hierdie dag net kan weet, dat die duiwel sal sidder, en soos ons bid, kan jy sien hoe die voetstoel uitgetrek word, en jy jou voete op die vyand kan sit, want hy is onder jou voete. Dat jy vanaand kan bid en sê, verklaar, dat siektes en elke krankheid is op hom geneem. Dat ek vanaand kan bid en sê, Here, elkeen, Here, wat in U glo, so sal dit wees, Here. Dankie, Here, dat U my hande optel. Dankie, Here, dat U my versterk, Here. Dankie, Here, dat U my loop, Here. Dankie, Here, dat U my leer hardloop weer. Here, dankie dat U my sal laat hardloop en nie moeg word nie, Here. Maar selfs wanneer ek moeg word, Here, en mat is, Here, dan sal ek weer my sitplek inneem by U, Here, en my asem skep, Here, en U, Here, U hand op my skouers, en U woorde hoor, wel gedaan, my geliefde kind. Ek het jou lief, en ek is jou vader, en ek sal jou lei in 'n avontuur in. Ek bid dit, Here, vir 'n avontuur oor hierdie mense, 'n avontuur oor hulle families, 'n avontuur individueel. Ek bid, Here, nou jong mense wat nie weet wat hulle wil doen nie, wat hulle wil word nie, wat hulle wil swat nie, dat in die nag, Here, U drome vir hulle sal gee, Here, openbaringe, dat, Here, U wysheid, en hulle sal lei op die pad met netwerke wat hulle sal ontmoet in mense, dat, Here, U hand oor hulle sal wees, en ons as gelowiges, Here, sal sien die grootheid van God in ons midde. Kom ons bid nog so bietjie, mense. Kom ons vra die Here vir jou besigheid. Here, dankie dat U die besigheid seën, Here. Dankie dat U my vernuftig maak in alles wat ek doen, Here. U gee my geoefende vingers, Here. U gee my 'n geoefende hart, Here. U gee my, Here, die seën en die guns, Here, van Deuteronomium, Here, dat my in en my uitgang geseën sal wees. In die naam van Jesus, Here. Ek bid dit nou in Jesus naam, vir my, vir ons en vir almal. En soos ons nou hierdie lied hoor, stuur my, Here, stuur my in Jesus naam. Amen. Mense, ekskuus net voordat jy gaan, van môre aand af, 6:30 tot 7:30, is daar 'n tyd van jou verrussie in die kerk. Jy's uitgenooi, dis net 'n tyd waar die kerk oop is vir gebed. 6:30 tot 7:30 vir die volgende 10 dae van môre aand af. Jy is welkom om te kom en te kom deel hiervan. Vrydag aand, Saterdag aand, Sondag, Maandag. Hê 'n wonderlike hemelvaart. Daar's lekker